Goeiedag en welkom by In en om Jacaranda. Vandag praat ons met Lily Grove Dress Emporium en sy het 'n storie en 'n half om te vertel. Hallo al julle in en ommers, agters my so lekker, ons kuier weer vandag by 'n baie interessante vrou wat ek ontmoet het en ek kan nie wag om haar aan julle voor te stel nie. So Rudy, dis my voorreg om hier by jou te kuier en dankie dat jy ons genooi het om vir jou om met jou 'n onderhoud te kom voer. En as ek net dink hoe beïndruk is ek in hierdie kort tydjie met wat ek hier sien en wat ek hoor, kan ek net dink dat die kykers sal ook baie belangstel in wat jy vir my gaan vertel. So dis Rudy en sy gaan nou vir ons sê, wat doen sy en hoekom doen sy dit en mooi vertel wie sy is. Rudy, asseblief. Ag, dankie en welkom hier. Dis so lekker om julle hier te hê. Ek is so opgewonde. So, hierdie is Lily Grove Dress Emporium. Ek het hierdie begin. Ag ja, dit was my hartsaak gewees op die ou einde en 'n gebedsaak. Ek was lank in die regsbedryf gewees. En ja, ek het net besluit ek moet uitbeweeg. Ek het lank iets gesoek om vooruit te beweeg en ek het dit 'n gebedsaak gemaak en hierdie het na my toe gekom. Soos hierdie hele rok besigheid het na my toe gekom want ek wil dames laat goed voel in hulle eie uniekheid en ek het hierdie ook begin want ek voel mense kan nie meer bekostig om aandrokke te koop vir hulle kinders, vir matriekafskeid of enige geleentheid nie. So ek het hierdie begin om dit bekostigbaar te maak vir almal. Jo. So, as jy nou sê aandrokke, is dit hoofsaaklik wat jy doen? Is dit aandrokke? Jy doen nie trourokke en al daai goeders of is uitgaan klere? Ja, dis meestal uitgaan klere. Ja. En dan wat ek ook nou begin doen het is van die bruid se ma's kom ook na my toe. Hulle sukkel met goedjies. So ek begin ook nou goedjies invoer vir hulle. O, dit is ja, soos op die kant ook maar net 'n opsie om goedjies vir hulle in te voer. Ja. In ons gesprek het jy ook gesê dat alle meisies nie ewe maklik oral kan klere koop nie en dat jy ook gevoel het daar's 'n groot behoefte aan mense. Dis nie net vir hulle wat jy voorsien nie, maar die plus sizes is die girls wat nou aan hulle is pragtig. Ek sê so want ek is ook self 'n plus size. So vertel vir my, hoekom het jy gesien dat daar is 'n behoefte aan rokke in die groter nommers? So ek is ook plus size, so dit is waar dit gaan. Dit is maar gegaan oor, ek het 'n paar funksies moes ek bywoon, toekennings en sulke goedjies. En lang trane, want ek kon ook nie ietsie kry nie. En dit is ook waar dit toe nou in gedagte gekom het dat mens nodig rokke vir mense. Mens nodig rokke om hulle te laat uniek voel en ook spesiaal te laat voel, nie in 'n plek in te stap en te voel julle wurg jou 'n rok in nie. Dis ook dat hulle net beautiful voel in wie en wat hulle is en hulle lyf. Ja. So aanvanklik toe jy nou begin het met die Dress Emporium, die naam, vertel vir my iets van die naam. Okay. So die naam het ook 'n rukkie gevat, want ek was heen en weer oor die naam. Ek het nie geweet regtig, want almal sê altyd vir jou, kies 'n naam wat 'n target gaan wees, soos wat op mense se mond gaan rol en al daai dinge. En ek het dit 'n gebedsaak gemaak. Ek het toe in gebed ingegaan en dit het net, die naam het net na my toe gekom. Dit was net soos 'n blom wat na my toe gekom het. En toe het my man my so 'n bietjie gehelp ook met dit en dit is hoe ons op Lily Grove Dress Emporium afgekom het. Dis 'n mooi naam. En jou rokke, waar kom hulle vandaan en hoe kry jy hulle en vertel vir my van dit? Die rokke kom van Turkye af. Ek voer hulle in van Istanbul af. En dan van die rokke is ook geskenk deur mense vir my om die besigheid te begin, want almal het gesien die uniekheid in wat ek probeer doen vir die vrouens daar buite en ook die matriekdames daar buite. So dis baie lekker journey op hierdie stadium vir my. Ag, dis wonderlik. En as dit 'n rok nou, hier is nou 'n mooi rok, doen julle dan nie jy weet die verstelwerk, as dan 'n verstelwerk Ja, so ek het 'n dame wat dit vir my doen.
haar naam is Susan. Ja. So sy kom in, ek boek 'n aparte soos afspraak vir dit, dan kom sy gou in, dan doen ons die verstelling of hy moet kort gemaak word of ingevat word. Sy doen sommer alles vir my. Okay. En ek het nou gewonder, jy sê jy was eers in die regsberoep en dat jy nou gekies om dit te doen, verlang jy na die regsberoep? Is die regsberoep nog in jou hart? Dit is nog daar om eerlik te wees, maar ek dink hierdie pad wat ek op nou is so mooi. Ja. En die Here hou regtig my hand vas op hierdie stadium en dit is net wonderlik. So Ja. ek dink op hierdie stadium is dit vir my te lekker waar ek nou is. Ja. En as 'n mens met vrouens en rokke wat 'n persoonlike ding is, as vrou by jou kom, vind jy dat die vrouens het almal baie selfvertroue of wat is jou ondervinding met vrouens? So van hulle het baie selfvertroue in wie en wat hulle is, maar dit maak hulle ook uniek en dis ook lekker want hulle sal enigiets aanpas en net gaan met dit. So dis ook 'n lekker experience om deur te gaan en dan baie van die meisies het nie so goeie selfbeeld nie. So dit is ook vir my lekker om daai selfbeeld vir hulle op te bou. Om hulle in 'n rok te sit wat hulle nooit gedink het sal hulle ooit aantrek of mooi lyk aan hulle nie en hulle actually te wys hoe beautiful hulle is. Ja. Ja, maar dit is my nou heerlik om hier te sit want ek weet hier in die agtergrond is hierdie ongelooflike mooi rokke want ons vrouens hou mos maar daarvan om mooi aan te trek. Altyd. Ja. Ja, so weet jy enige verdere drome, goeders wat jy nog wil doen? Definitief. Ek wil hierdie regtig as ek dit kan uitbrei op 'n regtig groot manier sal ek. En dan die ander ding is wat ek wil doen is ek wil éventueel ook mans help met suits. Ek wil éventueel pakke inbring vir mans. Dit is maar in die toekoms hopelik dat ons dit kan doen, dat ek 'n man afdeling kan inbring want ek voel ook jy weet die seuns betaal ook duur vir pakke om ook net vir 'n aand te gebruik en dan oor 'n jaar pas hy nie meer nie. So ja. Ja, nee, dis baie interessant. Ja, so baie dankie dan dat ons hier by jou kon kuier en dat jy vir ons so mooi vertel het oor wat jy hier doen. En ek wens vir jou baie sukses toe. Ons sal so oor 'n ruk weer kontak maak met jou en dan hoor hoe dit met jou gaan. Baie dankie dat ons hier by jou kon kuier. Baie dankie, Ruda. Baie dankie. Ek waardeer. Dis 'n plesier.